Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met jou. In die maand van Julie deel ek stories van mense, getuienisse van dinge wat die Here vir mense gedoen het al. En vanoggend deel ek 'n besonderse storie van 'n vrou wat vir my vertel van hoe haar man gaan werk het in Zambië. Hierdie is 'n storie van 'n paar jaar terug, maar dit is my so amazing want 'n mens kan 'n getuienisse net vashou. Sy vertel haar man in Zambië toe en die dag toe hulle op pad is, toe sy baie onrustig en sy het baie gebid en ietsie en daar was 'n ongemak in haar, sy het net aanhoudend gebid. En die volgende dag toe sy haar man bel om te hoor hoe dit met hom gaan en of alles reg is en hulle met mekaar kommunikeer, toe vertel haar man hierdie storie vir haar en hy vertel dat die plek waar hy aangekom het om te bly was modderrondawels. En hy sê toe hy daar ingaan, toe gee hulle vir hom gif vir muskiete want hulle sê daar's baie muskiete en hy vat die gif en hy spuit dit bo by die dak langs en die hele rondavel vol en hy sê hy hoor 'n geritsel buitekant en hy neem aan dis dalk apies wat in die bome speel of so. Maar die wonderwerk wat in sy lewe gebeur daai oomblik is iets wat hy sy lewe lank sal onthou en hy sê dis asof iets hom beweeg het, asof die Here self hom beweeg het en soos hy besig is om die gif te spuit in die hut, beweeg die Here hom na die deur toe. En in daai moment, en ek kan myself net imagine hoe vinnig alles moes gebeur het. Hy sê in daai moment gebeur daar hierdie groot ding. En buitekant is daar mense wat dit aanskou, wat sien en wat gebeur het is daar's 'n boom buite wat so groot is, jy kan nie jou hande om hom sit nie, jy kan nie jou arms om hom sit nie. En hierdie boom is van binne af opgeëet deur termiete. En daardie boom het in die moment wat hy in daai rondawel was, het daai boom sy laaste asem uitgeblaas en hy het omgeval. Maar soos die Here vir hom beskerm het en hom geskuif het na die deur toe, het daai boom die hut plat geval, sy bed plat geval, die muur plat geval. Maar hy het die deur oopgemaak en uitgeloop, want hy was alright. Die Here het hom na 'n posisie toe geskuif waar hy veilig was. Het hierdie later gebeur in die aand en hy geslaap het hy definitief nie oorleef nie. Of selfs as hy enige plek anders in die rondawel gestaan het, sou hy dit nie oorleef het nie. Is dit nie die amazingste storie nie? En die twee dinge wat ek in hierdie storie raak sien is die Here vir jou gesê om vir iemand te bid, doen dit. En 'n ander skrif wat vir my so uitgekom het toe ek hierdie gehoor het in hierdie storie, hierdie amazing getuienis is in Psalm 91 vers 11 wat sê dat die Here sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm, waar jy ook al gaan, al is jy in Zambië. Dit is my so amazing getuienis en ek wil vandag sommer net daarmee stig. Vertrou die Here as hy vir jou 'n naam gee om voor te bid, want net miskien is daar iewers iets aan die gebeur waarvan jy niks weet nie. En dan deel jou getuienis wanneer die Here al vir jou opgepas het, hoe hy al sy engele gestuur het om jou te beskerm. Mag hierdie storie jou vandag bless. Ek hoop jy het 'n lekker dagie.